Daar's As ek het hom, Frank. uitstekend. Dankie julle. Goed. Goed. Lig vir 'n kind is die sambreel vir 'n verskeidenheid fondswerwing en bemarkingsaksies. En lig vir 'n kind kom inderwaarheid al vir omtrent 7, 8 jaar. Dit het ontstaan toe ons nog destyds in die Dirk van der Hof gebou was. Maar daar het baie intussen gebeur en ek wil begin en die fokus laat val op hierdie 4 logos wat hier in die linkerkant is. En dit gaan vir ons die konteks skep. Ons het in die barmhartigheidsstrukture wat ons noem 'n gesamentlike onderneming of dan in Engels joint venture. En hierdie joint venture bestaan uit 4 entiteite. 3 daarvan nie verwinsmaatskappye en 1 daarvan die ADV kommissie. So die regterkantste een is die Hervormde Kerk se diakonaat. Tans nog die ADV kommissie, maar ons weet later in die jaar gaan die struktuur bo alle waarskynlikheid wysig, maar die werk gaan nie wysig nie. Ons gaan aanhou om die werk te doen. So dis die kerk se diakonaat. Dis net langsom. Die blou en die groen is Plesion se logo. En ek het nou die bewoording uitgehaal dat dit net bietjie skoner is, maar Plesion se doel is juis om te verseker dat ons op die kort, medium en langtermyn kan aanhou om barmhartigheid volhoubaar te doen. Plesion is daar ten dienste van die barmhartigheidsstrukture wat deur die kerk begin is. So Plesion is baie uniek dan daar gestel en Plesion het die volgende voordeel daarbey en dit is die langtermyn is ons besig juist deur ons belegging en ons besigheid wat ons daar doen in eiendomsbelegging en eiendomsbesigheid om langtermyn voorsiening te skep vir die barmhartigheid. So ons visie is nie net om nou vir nou geld bymekaar te maak nie, ons visie is baie groter en wyeer. So dis Plesion se rol. Rata, dan tweede van links af, die handjie met die gesiggies. Rata ken almal maatskaplike dienste en ek dink nie dis nodig om baie meer oor Rata te sê nie. Rata is bekend genoeg. En dan heel links is die kinderhuise. En hierdie mooi logo is juist die DPS-huise, die gedagte van kinders in 'n gesin, in 'n huis, in 'n gewone mense en dan die lig daar agter om vir ons gee vir hierdie kinders dan ook 'n nuwe toekoms, 'n nuwe sonsopkoms, want die kinders in ons DPS-huise is tipies kinders wat erge trauma beleef het in hulle lewe as gevolg van verskillende vorms van mishandeling, verwaarlosing ensovoorts. Goed, so dis die konteks van die entiteite wat betrokke is hier. En almal van ons se werk wat ons hier doen net op 'n manier wat dit inval by een van hierdie entiteite. En as ek ons almal se werk dan bedoel ek spesifiek die projekte waarby ons dan nou betrokke is. Goed, so ek het nou gesê dis die sambreel en dis dan die lig vir 'n kind. So as ek nou gaan, hier's nou die logos bietjie groter, ek het eintlik klaar daaroor gepraat, so gaan by hom verbygaan. Hierdie is die lig vir 'n kind logo. Dis waar ons begin het. En die gesiggie met die wat dan deel is daarvan is dan 'n baie belangrike deel van ons korporatiewe identiteit en julle sal dit nou alles sien. Want as ek na die volgende skyfie toe gaan, dan sal julle nou die sambreel sien. En lig vir 'n kind is die sambreel. Ons het nie op die stadium lig vir 'n kind as sulks wat ons dryf nie, hoewel ons het ontvang nog elke maand mense wat bydra tot lig vir 'n kind deur aftrekorders en lig vir 'n kind se fondse word dan versprei of verdeel tussen Rata en die kinderhuise en ons gee ook 'n deel daarvan vir Toibou. Vir die onderwys vir kinders met gestremthede. So dis waarvoor lig vir 'n kind dan in breë is. Die eerste fondswerwing aksie wat ons in lig vir 'n kind begin het, was die Drive for a Child. Nou, Drive for a Child is op die stadium uitsluitlik 'n Rata aksie. Maar dit het begin as 'n Plesion aksie. En aanvanklik in die eerste jaar het die geld alles deur Plesion gegaan, die tweede jaar nog
deur Plesion en toe het ons dit het ons strategies besluit om Drive for a Child in geheel na Rata toe te laat gaan wat baie goeie sukses daarvan maak en die Drive for a Child wat nou al 'n gevestigde brand is en waar ons al baie goed doen. So dit was die eerste aksie wat ons by Drive for a Child begin het. Die tweede een was Ride for a Child. Nou hierdie is die nuwe Ride for a Child logo. Ek het die ou een wat nie 'n suksesvolle logo was nie, maar dit is belangrik om te sê dat Ride for a Child het eintlik sy ontstaan gehad voor COVID al. In 'n poging om of in twee pogings om 'n fietswedren aan te bied onder die Ride for a Child vaandel en as gevolg van redes wat ons nou oor hoef uit te brei nie, het ons nie Ride for a Child suksesvol kon vestig op daardie stadium nie en het Ride for a Child weer 'n bietjie dormant geraak totdat Alfonso op die toneel gekom het, Alfonso en die ander ouens Wouter en so aan wat toe nou Ride for a Child weer op die voorgrond geplaas het en hom dan begin vestig het. Die derde aksie onder Light for a Child is die Run for a Child wat ons ook al 'n hele paar jaar terug iets probeer doen het wat ook nie gerealiseer het nie. Hierdie logo is ook al voor COVID ontwikkel, maar die positiewe het verlede jaar gebeur toe Johnny hulle aan boord gekom het en 'n enorme sukses van Run for a Child gemaak het. En ek dink hulle het sekere klomp goed uitstekend goed gedoen en sekere beginsels daar gestel wat ons almal by kan leer binne die hele groter konteks van lig vir 'n kind. So Run for a Child het dan nou ontstaan en het baie goed gegaan verlede jaar in sy loodsing. En dan is daar nog een wat nog nie 'n logo het nie. En dis 'n inisiatief wat Martin hulle besig is om te ontwikkel saam met Antoinette en dit is die idee van Walk for a Child. En hy is nog in die beplanningsfase, maar ek dink daar's baie potensiaal in dit ook. En dis op hierdie stadium al die aksies wat onder die sambreel is. En dis vir my 'n baie aangenaam om te kan sê, maar ons kan nou regtig al praat van 'n sambreel met 'n hele klomp aksies onder dit. Maar dit sou nie moontlik gewees het as dit nie was vir almal wat betrokke is hierby se insette, se passie vir die ding om dit te laat realiseer nie. Want die feit is die sukses van hierdie projekte is gebou op die passie van die deelnemers en dit is waar ons regtig dink ek 'n uitstekende geleentheid het. Maar nou is ons op die punt dat dit het nou so groot geword dat ons sal moet begin koördineer aan die een kant, dat ons nie teen mekaar werk nie, maar saam met mekaar werk. Maar die positiewe is dat ons nou by mekaar kan begin leer ook. Wat werk nie, wat is vir ons suksesvol? Hoe kan ons uiteindelik die sukses wat ons het uitbou en meer maak? Want uiteindelik het ons almal dieselfde doel. Ons wil fondse insamel, ons wil bewussyn skep vir die saak van kinders wat baie groot nood het. En dis die groot prentjie van dit wat ons mee besig is. So dis waarmee ek my inleiding dan wil afsluit, is om te sê dankie dat ons vandag op hierdie punt kan kom, dat ons vir die eerste keer kan saam praat en saam beplan, en ek hoop ons kan hierdie geleentheid gebruik om regtig tot die beswil van ons groter saak uiteindelik by mekaar te leer en mekaar te ondersteun en regtig die lig vir 'n kind sambreel te laat groei tot iets wat meer en meer lig vir kinders kan gee. Daarmee sluit ek af en Andries, voordat ek teruggee na jou toe, wil ek hoor of daar enige vrae is of opmerkings. Gerard, ek wil ook net 'n opmerking maak. Ek het nou so op my rekenaar die lig vir 'n kind se eerste leer wat ek het al oopgemaak en hy is op 2015
het ons al begin, soos al 10 2050. jaar wat ons besig is met hierdie ligdrukkend soos ons sê eie weet onderskeie afdelings wat daar is, Drive for a Child, Ride for a Child, Run for a Child, waarmee ons besig was om die lig vir 'n kind te vestig. So dit kom al 10 jaar. Ons is nie van gister af besig met die ding. Goed. Ek het gedink 8, so dankie vir daai Andries. En net dalk 'n laaste opmerking, lig. En ons het besluit op lig vir 'n kind en die lig is juis Christus is die lig. Ons doen dit alles binne ons Christelike konteks en dis deel van dink ek wat dit vir my 'n besondere projek en groepprojek te maak. Andries, kan ek maar stop share? So reg so graag. Net my share op weer terugkry, daar sê. Dalk net so vinnig gaan ek net wys hierdie lig vir 'n kind. Ek weet nie wat sien, daar sien julle hom nou. Daai ding was al in 2015 opgestel en versprei gewees en ons het hom al gebruik. Deel van die goed wat ons al mee besig was. Ja. Om dit wat ons vir die kinders wil doen en dit bly so, dit gaan maar altyd soos jy gesê het oor die kinders.